Jy is ingeskakel op Groot Plaas en op 'n maandag is dit tyd vir plaaspraatjies. Voëlgriep navorsing bring wel 'n bietjie nuwe deurbrake op die oomblik. Navorsers het 'n belangrike deurbraak gemaak in die stryd teen die H5N1 voëlgriepvirus. Hulle het ontdek waarom die virus by melkkoeie hoofsaaklik die eier aanval eerder as die longe, soos wat gewoonlik by voëls die geval is. Nou hierdie ontdekking gee wetenskaplikes 'n beter begrip van hoe die virus versprei en kan help om toekomstige uitbrekings vinniger op te spoor. Dit kan ook lei tot meer doelgerigte monitering op plase en uiteindelik beter beskerming vir melkprodusente. Die navorsing word as 'n groot stap vorentoe beskou in die wêreldwye poging om voëlgriep onder beheer te kry. Nou goeie nuus vir Suid-Afrikaanse boere en Suid-Afrika hervat 'n bietjie groot mielie uitvoer op die oomblik. Ons is weer besig om sy merk in die internasionale graanmark te maak. Nou een van die grootste mielieoeste in jare het die land sy eerste groot mielieversending in ongeveer 18 maande uitgevoer. 'n Skip met sowat 40.000 ton mielies is op pad na Vietnam. Die uitvoer is goeie nuus vir plaaslike produsente en beklemtoon hoe sterk vanjaar se oes was. Dit versterk ook Suid-Afrika se posisie as 'n belangrike uitvoerder van mielies en skep 'n nuwe geleentheid vir die landboubedryf om internasionale markte verder uit te brei. En dan met tegnologie wat al hoe meer verbeter, het dit nou ook sy plek gesien in die kosbedryf. 3D-druk tegnologie is nie meer net vir plastiek en metaal nie. Wetenskaplikes het nou plantgebaseerde seekos ontwikkel wat met 3D-drukkers vervaardig word en al hoe nader aan die tekstuur en smaak van regte vis kom. Nou, die doel is om 'n volhoubare alternatief vir tradisionele visvang te bied en sodoende druk op wilde visbevolkings te verminder. Hoewel die produk nog verder ontwikkel word, glo navorsers dat hierdie tegnologie in die toekoms 'n belangrike rol kan speel in voedselproduksie en verbruikers meer omgewingsvriendelike keuses kan bied. Dis plaaspraatjies vir vandag. Ons is terug met ons gas op Groot Plaas net hierna. Is ingeskakel op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend Lizaan Nel, sy is die bewaringsbestuurder by SA Jagters en Wildbewaringsvereniging. Lizaan, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Môre, baie dankie dat jy my genooi het. So, die onlangse saak, kan jy dalk vir ons kortliks verduidelik waaroor hierdie presies gegaan het en wat die uitspraak was by die konstitusionele hof? So die kernargument van SA Jagters is dat die parlement 'n definisie van dierewelstand in die wetgewing ingesluit het, wat totaal en al onprakties is. Dis onuitvoerbaar en hulle het dit gedoen sonder om die partye wat geraak word daardeur, insluitend SA Jagters, te konsulteer. So ons voel ons het 'n konstitusionele reg om geken te raak as hulle wetgewing formuleer en dit raak ons, dan moet ons geken word in die formulering van daai wetgewing. So as ons nou praat oor hoe dit spesifiek julle as 'n organisasie geraak het by SA Jagters, wat is hierdie definisie van dierewelsyn wat hulle nou in NEMBA betwis wat julle nie mee saamstem nie? So daar was 'n paar hofuitsprake wat gesê het dat dierewelstand of animal welfare, soos mense in Engels daarna verwys, dat dit in ag geneem moet word in bewaringswetgewing. So Departement Omgewingsake het toe gegaan en wetgewing gepromulgeer en die parlement het 'n definisie ingesluit vir dierewelstand. Nou die aanvanklike definisie het gepraat van lewenskondisies. Nou dis baie maklik. Dit is hierdie dier kos, het hy water, slaap hy, het hy plek om te slaap, kan hy voortplant, maar toe het hulle gegaan en daai definisie verander in 'n definisie wat vereis dat die fisiese, fisiologiese en geestesgesondheid van diere in ag geneem moet word in alle aspekte waar mense met diere interaksie het. Nou dit sluit in of 'n boer sprinkane moet bespuit op sy land, dit sluit in navorsing en dit sluit ook die jagsektor in. Nou ons voel daar's geen wetenskaplike gronde om diere se geestesgesondheid te meet nie. Hoe gaan ons dit doen? So dis totaal en al onprakties en ons het gevoel hulle moet eers met die sektor en met die kundiges gekonsulteer het voordat hulle dit gedoen het, want hoe gaan ons uitvoering aan daai wetgewing gee? Dit is vir my uiters interessant, maar hoe sal mense nou hierdie tipe goeders meet as hulle hierdie nuwe wetgewing in plek sit? Daar is nie wetenskaplike norme om dit te doen nie.
Want onthou, die wetgewing werk van visse en insekte tot by olifante. So, in die verlede is daar bietjie werk gedoen rondom diere wat in gevangenskap gedoen is, maar dit is byvoorbeeld vir groter orde diere soos soogdiere, maar geen sulke werk is al gedoen op goed soos insekte en visse nie. Nou dit gaan byvoorbeeld die hele visserybedryf raak. So kan jy jou indink laat seevisserye nou moet in ag neem hoe hulle die geestesgesondheid van visse raak voordat hulle die visse vang vir voedselvoorsiening. Spesiale vissielkundiges aanstel en sulke tipe goeders. Ja, so ons is glad nie daarteen dat dierewelstand in ag geneem word nie. Dit is belangrik en daar moet daarna gekyk word. Maar dit moet prakties wees. Jan Alleman in die straat gaan nie weet hoe hy aan hierdie wetgewing moet voldoen nie. Hy gaan nie weet is hy skuldig of is hy nie skuldig nie, want hy gaan nie weet hoe om dit te meet nie. En dit is ons punt, is dat ons kan nie wetgewing formuleer wat onuitvoerbaar en onprakties is nie. En dit raak soveel bedrywe. Dit raak die landboubedryf, dit raak die bewaringsbedryf, dit raak visserye, die jagsektor, die wildbedryf, almal word hierdeur geraak. So al hierdie sektore wat hierdeur geraak word, is dit nie net nog 'n manier deur die huidige regering net om nog van ons boere te kniehalter met alles waarmee hulle besig is nie? Ek dink hulle is reeds onder druk. Absoluut. Ek dink die bedoeling was waarskynlik goed geweest, maar op die einde van die dag, en ek dink dit is juis omdat hulle nie gekonsulteer het nie, want as hulle gekonsulteer het, dan sou dit baie duidelik geraak het as hulle byvoorbeeld Departement Landbou het veeartse wat vir hulle kon adviseer het en gesê het, maar hierdie kan nie werk nie. So, ek dink die bedoeling was goed, maar die uitvoerbaarheid van wat hulle gedoen het is totaal en al onprakties. So as ons net fokus op jagters spesifiek en daai groep mense, waarom is die nuwe definisie so vaag en onprakties spesifiek wanneer dit kom by jagters? So as 'n jagter in die veld is en hy gaan jag, hy kan oefen voor die tyd om sy skootplasing goed te doen, sodat die diere nie ly nie, laat hy die dier met een skoot doodskiet. Hy kan seker maak dat die diere in 'n goeie kondisie is as hulle gaan jag. Hulle kan, daar's baie goed waarna hulle kan kyk in terme van die dier se lewenskondisies. Maar as daai jagter uit is in die veld, hoe gaan hy voordat hy gaan jag die dier se geestesgesondheid in ag neem? Dit is onprakties. So wanneer is daai jagter nou skuldig aan oortreding van die wet en wanneer is hy nie skuldig nie? Hoe gaan ons dit bepaal? En dit gaan baie moeilik wees want lê die onus dan by die jagter of die plaaseienaar of wie se plaas gejag word. Dit ook, maar dit gaan moeilik wees vir die persone wat die wetstoepassing moet doen. Hoe gaan hulle besluit wanneer het die persoon die wet oortree en wanneer nie? Nou, daar moet nog regulasies gepromulgeer word, spesifiek wat gaan oor die dierewelstand, maar weer eens, as dit nie meetbaar is nie, kan jy nie regulasies in plek sit nie. Lizaan, ons is nou weer terug met jou. Dis ons gas op Groot Plaas vanoggend, Lizaan Nel. Sy is die bewaringsbestuurder by SA Jagters en Wildbewaringsvereniging. Ons terug op Groot Plaas net hierna. Welkom terug op Groot Plaas. Ons gas saam met ons volgende Lizaan Nel, bewaringsbestuurder by SA Jagters en Wildbewaringsvereniging. So ons gesels oor die uitspraak wat in of wel die saak wat in die konstitusionele hof is. Lizaan, die grootste vraag wanneer dit kom by hierdie tipe goeders oor die dierewelstand is, wat se finansiële implikasies gaan dit hê vir almal wat geraak is daardeur? So in die eerste plek, daar's redelik baie belegging in terme van die hele wildekonomie en wildplase. Nou as beleggers onsekerheid het oor hoe die wetgewing hulle gaan raak, mag dit daai investering in die wildsektor raak in die eerste plek. En dan die hele biodiversiteitssektor kan geraak word. Die jagbedryf alleen bring ongeveer 47 biljoen rand per jaar in die ekonomie in. Dit kan geraak word. Die hele seevisserye bedryf, soos ek gesê het, word daardeur geraak. En dan ons bewaringssektor. Want onthou, al ons reservate wat ons het wildbestuur wat plaasvind. Nou, as 'n ekoloog of 'n reservaatbestuurder besluite moet neem oor om diere te skuif van een reservaat na 'n ander, moet hy nou die geestesgesondheid van daai diere in ag neem. Die landbousektor, probleemdierbeheer. Hoe gaan ons dit aanspreek? Want wie se geestesgesondheid is nou belangriker? Die
diere wat deur 'n luiperd aangeval word of die luiperd self. Dit is 'n geweldige komplekse situasie. Dit baie En hierdie kompleks. definisie gaan ons nie help om hierdie situasies aan te spreek nie. So al hierdie sektore gaan geraak word in terme van ekonomiese impak. As ons nou dink aan alledaagse of wettige aktiwiteite wat moontlik onwettig verklaar kan word as hierdie definisie dan onveranderd bly, wat sal dit wees? Soos ek gesê het, selfs 'n gemeenskap wat mopani-wurms versamel. So, hoe gaan hulle hierdie wet uitvoering aangee? Hoe gaan hulle die geestesgesondheid van mopani-wurms raak? Huidiglik kan hulle dit versamel. 'n Boer wat 'n sprinkaanplaag het oor sy lande. Huidiglik kan daar bespuiting plaasvind. So met hierdie wetgewing, is dit nou wettig of is dit nou onwettig? Want dit raak sprinkane, dit raak die diere se geestesgesondheid volgens hierdie wetgewing. So al hierdie praktiese aspekte word geraak, selfs die toerismebedryf. So, Lizaan, jy het ook so gepraat van een van die argumente is dat daar nie behoorlik met die betrokke bedrywe en partye gekonsulteer is nie. Parlement het ook glo toe nou erken dat die konsultasieproses onvoldoende sou wees. Hoe sou julle graag wou gehad het dat julle spesifiek en ook ander rolspelers in die proses geken moes gewees het? So die regsproses werk, so die departement omgewingsake konsulteer voordat hulle die konsepwetgewing daarstel. Dan gaan dit na die parlement toe en dit is in daai proses waar hierdie definisie verander is. So die parlement self het 'n verpligting om dan te konsulteer. En die eerste definisie wat ingesluit is, wat gekyk het na lewenskondisies, dit is gekonsulteer. Maar daarna het hulle die definisie verander om te kyk na die fisiese, fisiologiese en geestelike gesondheid. En daai aspek is glad nie gekonsulteer nie. En ons sou wel deel gewees het van daai gesprekke. En veral as dit gaan oor dierewelstand, sou mens dink dat veeartse, persone wat dieregedrag meewerk, dat die hele landbousektor ook daardeur geraak, dat hulle ook in ag geneem is. So het die departement van omgewingsake en die parlement het erken dat daai konsultasie gebrekkig was, want dit was in die tyd van COVID. So niks het gewerk soos dit moes daai Absoluut. tyd nie. Lizaan, wel baie dankie vir jou tyd vanoggend en dat jy vir ons bietjie meer verduidelik het hiervan. Ons sal natuurlik moet kyk wat gebeur in die konstitusionele hof en hierdie verder dophou. Dis ons gas op Grootplaas vanoggend, Lizaan Nel, die bewaringsbestuurder by SA Jagters en Wildbewaringsvereniging. Dis al wat vir ons tyd het op Grootplaas vir vandag. Ons hoop jy het dit saam met ons geniet en dan kuier ons weer môreoggend saam.